Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons is vanoggend as 'n gemeenskap van geloof in U naam bymekaar. Ons kom vra, Here, dat hierdie gebeurtenis waar ons as gelowiges bymekaar kom, geseën sal wees en vir ons die nodige bemoediging sal gee vir die week wat voorlê. Gees van God, kom lei ons en inspireer ons vanuit U woord. Here, in besonder, kom dink ons aan elke liewe persoon op ons gebedslys. Ons kom vra, Here, dat U hand van genesing oor ieder en elkeen van hulle sal wees en dat U hulle sal dra en ondersteun in hierdie uitdagende tyd wat hulle tans beleef en ervaar. Here, vir diegene wat verjaar, mag hierdie nuwe lewensjaar geseënd wees. Mag hulle U teenwoordigheid in hierdie nuwe lewensjaar elke liewe dag beleef en ervaar. Gees van God, lei ons en leer ons deur hierdie erediens, deur ons gebede, deur ons liedere, deur ons skriflesing. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Net so sittend nader ons tot die Here wanneer ons saam sing, Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Kom ons nader tot God. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. In Psalm 95 vers 3 tot 6 vind ons hierdie woorde. Want die Here is 'n groot God, 'n groot koning bo al die gode.
in wie se hand die dieptes van die aarde is, en aan wie die kruine van die berge behoort, aan wie die see behoort. Ja, hy het dit gemaak en die droë grond met sy hande gevorm. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel. Laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons Maker. Wat meer kan ek vanoggend sê van ons God? Wat meer kan ek sê van die God wat ieder en elkeen vanoggend van ons hier bymekaar geroep het en gesê het, vir jou het ek 'n boodskap. Vir jou wil ek leer ken. Vir jou wil ek hê jy moet my beter leer ken. Daarom, my liewe vriend en vriendin, seën ek jou dan nou vanoggend in die naam van ons ewige God en Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Wil jou uitnooi om dan nou hierdie fotum te antwoord met 'n loflied waarin ons sing, alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Staan saam met my en loof die naam van die Here. Alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jul stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy wil koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ek wil jou uitnooi om jou Bybel, as jy hom vanoggend saamgebring het, oop te maak by 1 Timoteus 1 vanaf vers 12. Nou, ons is nou al vir 'n redelike rukkie in die gemeente daaraan gewoond om vir mekaar te sê wanneer ons 'n betrokke teksgedeelte vanuit die Bybel uit lees, is dit belangrik dat ons amper half vir mekaar moet sê, maar die Bybel is nie vir ons geskryf nie. En dit is nou hier waar julle almal met groot oë na my kyk en sê, maar dominee, nou wat nou? Wat maak ons nou? Nee, dis doeteenvoudig om te erken en te sê, maar die briewe en die boeke en die stories wat geskryf is
is vir mense geskryf wat 2000 jaar van tevore op die aarde geleef het. En is dit belangrik dat ons die gebruike van daardie tyd moet ken en verstaan, sodat ons die teologiese woord is hermeneutiek, maar sodat ons 'n brug kan bou van daardie tyd oor na vandag toe. Is ons altyd 100% korrek daarmee? Nee. Maar weet ons dat die Here 'n leidende hand het in ons verstaan van die skrif. En help by ons dag na dag om vir ons hierdie skrifgedeeltes, hierdie teksgedeeltes op 'n wonderbaarlike wyse in ons eie lewens te kan interpreteer. Ons gaan dan vir die volgende paar Sondae stil staan by 1 of die briewe wat Paulus geskryf het aan Timoteus. Ek sal besluit hoe geïnspireer hoe die Gees my inspireer en dalk miskien beweeg ons oor van 1 Timoteus oor na 2 Timoteus toe. Maar op hierdie stadium wil ek net 'n vinnige preekreeks doen oor die boek 1 Timoteus. Nou wanneer ons 1 Timoteus lees, dan is daar 'n paar dinge wat ons vir mekaar moet sê om 1 Timoteus te verstaan. In die eerste instansie sê ons vir mekaar, 1 Timoteus is deel van 'n groepie boeke in die Nuwe Testament wat bekend staan as die pastorale briewe. Nou die briewe wat onder die pastorale briewe ingesluit is 1 Timoteus, 2 Timoteus en dan die brief wat geskryf word aan Titus. Hoekom word hulle in hulle eie kategorie gekategoriseer binne die Nuwe Testament, alhoewel dit briewe is wat Paulus geskryf het? Dood eenvoudig, waar Paulus byvoorbeeld in 1 Tessalonisense of in 1 Korintiërs 'n brief skryf aan 'n spesifieke gemeente soos Korinte of Tessalonika, skryf Paulus in die pastorale briewe aan spesifieke persone. In 1 en 2 Timoteus is dit dan nou onder andere Timoteus. En in Titus skryf hy en rig hy hierdie brief aan Titus. OK, as ons dan nou kyk na 'n tydlyn wanneer hierdie briewe ontstaan het, kom ons agter dat 1 Timoteus en Titus amper half om en by in dieselfde tyd geskryf word, en dit is in daai tussentyd waar Paulus net uit die tronk in Rome gekom, maar hy is nog nie vir 'n tweede keer in die tronk gesit nie. Waar 2 Timoteus hy dan nou vir die tweede keer in die tronk is. So as jy dan nou die briewe in kronologiese volgorde wil sit, dan het jy 1 Timoteus, Titus en dan 2 Timoteus. Wat is die inhoud van hierdie brief? Hierdie brief is 'n bemoediging aan 'n jong Timoteus. Dit is iemand wat nou hulle eerste beroep aanvaar het, as ons dit in ons konteks wil inlees, en Paulus as hierdie mentor, as hierdie groot gees in die Christelike wêreld op daardie stadium, wil net vir Timoteus aanmoedig, wil net vir Timoteus iets sê oor hierdie toekomstige beroep in Macedonië, waaraan hy nou gaan intree. Daarmee saam, 'n verdere rede hoekom ons hierdie briewe dan nou bekend staan as die pastorale briewe, is dood eenvoudig, want ons beweeg nou weg van, ek wil amper half sê, hierdie impromptu kerke, wat ontstaan het in Paulus se onderskeie sendingsreise. Ons is nou besig om na die meer gefokusde gemeentes te kyk. Ons kry nou 'n meer georganiseerde kerk. Ons kry bepaalde rolle binne in die vroeë kerk. Daar is nou ouderlinge, daar is nou diakens, daar is nou leiers, predikante. Ek sit dit in aanhalingstekens, want dis mense wat leiding geneem het in die gemeentes
en hulle geleer het en hulle gelei het. Dit is waarvan ons moet kennis neem wanneer ons 1 Timoteus, Titus en 2 Timoteus wil lees. Ek wil jou uitnooi met jou Bybel voor jou oop vanoggend. Kom ons vra dan nou vir die Here se leiding. Kom ons vra vir sy insig. Kom ons vra vir sy wysheid, dat hy met ons sal wees deur die loop van ons interpretasie vanoggend. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons weet dat hierdie boeke, hierdie individuele briewe wat geskryf word aan Timoteus en Titus, wat geskryf word aan gemeentes soos Korinte en Thessalonika en Efese en Galasië. Kom vra ons, Here, dat U vir ons die brug sal bou van daai tyd tot vandag. Kom vra ons, Here, dat U vir ons die nodige insig en wysheid sal gee, sodat ons hierdie woorde van bemoediging van Paulus aan Timoteus in ons eie konteks sal kan interpreteer en kan uitleef. Gees van God, kom wys ons die pad wanneer ons saam vanuit hierdie woorde lees. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Sal julle weer vir my aangaan op die skyfies asseblief. Ek lees 1 Timoteus 1 vanaf vers 12. Ek dank hom wat my versterk het, Christus Jesus ons Here, omdat hy my betroubaar geag het toe hy my in sy diens aangestel het. Vir my wat voorheen 'n lasteraar, 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Nogtans is ek begenadig, omdat ek uit geloof onkundig opgetree het. Ons Here se genade oor my was oorvloedig, en daarmee saam ook nog die geloof en liefde wat daar in Christus Jesus is. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy geduld kon betoon as voorbeeld vir hulle wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Tot sover. Die rede hoekom ek besluit het om hierdie preekreeks in 1 Timoteus aan te pak, is op hierdie vakansie wat ek en Danel en Hanai net vir so 'n week weg was, het ek nou net weer vir 'n slag so 'n klein bietjie gaan terugkyk en besef, maar weet jy, ek is nou al vir amper 5 jaar in die bediening. As julle gewonder het, julle het 'n baie jong dominee beroep. En dan sit hierdie dominee met sy eksistensiële krisis, van volgende jaar word hy 30. Maar ons sit dit tersyde, dis volgende jaar se bekommernis. Maar kom jy op 'n punt wat jy as jong dominee dan nou as te ware jou bediening, die struikelblokke, die moeilikhede, die uitdagings, die hartseer, die rou, gaan soek jy in die Bybel net om jouself te bemoedig, net om jouself te versterk, net om jouself aan die gang te kry vir nog 'n uitdaging wat vir jou in die gesig staar in die bediening. En dan kan ons sommer onmiddellik dink aan
die bekende verhale wat ons vir mekaar geleer het toe ons groot geword het. Josef, wat die een terugslag na die ander terugslag in sy lewe beleef en ervaar het, maar ten spyte van dit getrou gebly het aan die Here. Ons dink aan Moses, wat toe die Here hom geroep het, hy gesê het, maar nee, ek is 'n moordenaar, ek is iemand wat nie kan praat nie, ek stotter, hoe op dese aarde verwag jy nou van my om na die belangrikste man in die wêreld te gaan en te sê, laat my mense gaan. Dan kry ons die verhale van Jeremia. Kry ons die verhale van Jesaja. Kry ons die verhale van Habakuk en Daniel en sy leeukuil, Dawid en Goliat, Samson en sy pragtige lang hare. Wil net sê, ek weet nie, met Samson, dalk miskien sy hare moes iewers in die pad gekom het, maar in elk geval. En dan sê jy, maar ek het meer nodig. En dan draai jy na die verhale van Jeremia. Eerste hoofstuk wat begin om te sê, maar weet jy, ek het jou geroep. Nou voordat jy in jou moederskoot gevorm is, het ek jou geroep. Maar Jeremia, wat letterlik die een terugslag na die ander terugslag beleef het. Was jy as leraar in sak en as, soos Job, wat sê, Here, kan daar nie net een ding regloop nie? Kan daar nie net een ding wees wat moet reg plaasvind nie? En dan gaan ons na die Nuwe Testament toe. En dan kry ons Paulus wat sonder om skaam te wees, sonder om te twyfel, letterlik in die een brief na die ander brief vir die gemeente sê, hoorie, maar hierdie verstaan julle verkeerd en hierdie moet julle eerder so doen, dit is die rol van die man, dit is die rol van die vrou, dit is die rol van kinders, dit is hoe 'n lewe in geloof in Jesus Christus lyk, dit is wat genade is. En dan net om die cherry op die koek te sit, wanneer hy klaar hierdie gemeentes aangespreek het, skryf hy dan nou vir spesifieke individue. En dit het my net geïnspireer om te sê, maar weet jy, wat kom leer Paulus vir Timoteus? Wat is die beginsels wat Paulus op die tafel sit vir Timoteus? Hoe moet ons hierdie brief in ons lewens vandag verstaan? Nou ek het toe nou besluit om amper half 'n karakterskets van die twee te doen. Timoteus, wat weet ons? Uit die hand van hierdie brief is dit 'n jong man wat sy eerste beroep ontvang. Vir 'n tyd lank, in 'n baie moeilike en uitdagende tyd in Paulus se lewe, ontmoet hy hierdie jong man wat tot bekering kom, en hy en Timoteus gaan op verskeie sendingsreise vandat hy uit die tronk uitgekom het, en is Timoteus werklik vir Paulus hierdie bron van ondersteuning. Maar gegeewe situasies wat ek nie kan onthou nie, moet hierdie twee nou elkeen afsonderlik op hulle eie pad gaan. Paulus moet aangaan met sy sendingsreis en Timoteus word na Macedonië gestuur om die gemeentes daar te bearbei en te bedien. Ons kom vanuit die inhoud van hierdie briewe wat Paulus aan Timoteus skryf, kom ons agter hulle is goeie vriende. Ons weet hulle stap 'n pad saam en maak Timoteus staat op dit wat Paulus hom geleer het. En dan sit ek nou net my perspektief by.
Want ek weet hoe ek gevoel het die eerste keer, toe ek in 'n gemeente ingestap het en hulle vir my gesê het, Dominee, wat doen ons nou? Waarskynlik was hy angstig. Waarskynlik was hy onseker. En waarskynlik wou hy nie 'n fout gemaak het nie. Wou hy nie gesê het, ons moet dalk hierdie besluit herbesin, herberoep en in 'n ander rigting ingaan nie. En dit is hoekom Paulus hierdie brief aan Timoteus skryf. Is om hom aan te moedig. Is om vir hom te sê, maar weet jy, daar is 'n krag wat veel groter is as jou angs. Daar is 'n krag wat veel groter is as jou onsekerheid. Daar is 'n krag wat veel groter is as jou menslike vrees in hierdie oomblik. Dit is die Here wat jou gestuur het. Dit is die Here wat jou gesalf het. Dit is die Here wat saam met jou 'n pad stap. Maar Paulus begin nie sy brief so nie, aan Timoteus nie. Hy sê nie vir hom, Timoteus, jy is wonderlik, Timoteus, jy is fantasties, Timoteus, jy is geroep nie. Paulus kyk na syself in hierdie gedeelte. Hy begin met 'n verklaring oor sy lewe. Hy begin met 'n verklaring oor hoekom hy nie geskik is om dit te doen wat hy gedoen het nie. Ons almal ken die verhaal, en wil jou uitnooi as jy nie die verhaal van Paulus ken nie. Dit word in Handelinge en in enkele dele in die Galasiërsbrief ook vir ons vertel. Naamlik, Paulus was 'n fariseer gewees en was ewig gekant teen hierdie nuwe beweging wat onder Jesus Christus ontstaan het. Soveel so dat ons in Handelinge lees dat Paulus by was toe Stefanus gestenig is. En word hierdie gebeurtenis waar Stefanus gestenig is, die kreet van Paulus om te sê, maar weet jy, die enigste manier hoe ons van hierdie lasteraars van God se woord gaan ontslaa raak, is om hulle almal dood te maak. En gaan hy Damaskus toe, want hy kan nie hulle daar teregstel nie, om 'n klomp Christene daar gevange te neem, sodat hy hulle kan afbring Juda toe, om hulle daar tereg te stel. En op sy pad Damaskus toe, kry hy hierdie verblindende wit lig wat hom blind maak, en besef hy, maar die God wat hy gedien het, die God wat hy leer ken het, die God saam met wie hy 'n pad gestap het in die geskrifte, is dieselfde God wat sy lewe opgeoffer het aan die kruis. Is Jesus Christus. En verander sy lewe handomkeer. En dan sê ons wat as beraders nou al redelik in die beradingssektor is, in die sielkunde werk en beweeg, is hierdie stellings wat Paulus nou aan Timoteus maak vir ons kommerwekkend, want Paulus, hoekom fokus jy op die negatiewe? Hoekom fokus jy op die slegte dinge? Hoekom fokus jy op jou verlede? Jy moet vorentoe kyk, jy moet vorentoe bou. Hoe gaan jy vir 'n jong Timoteus aanmoedig in die bediening as jou vertrekpunt is, maar ek was 'n lasteraar, ek was 'n vervolger, ek was 'n moordenaar. Ek was onkundig geweest. As ek so 'n brief gekry het, sou ek ook daar sak en as gesit het. Wel, as Paulus dit is, ek gaan nie veel beter wees nie.
Maar tog het die Here 'n moordenaar gekies. Maar tog het die Here 'n lasteraar gekies. Maar tog het die Here 'n vervolger gekies. Tog het die Here Paulus gekies, wat hierdie verskriklike dinge aan sy mense gedoen het. Is dit nie onbegryplike, onverstaanbare genade nie? Om hierdie oomblik vas te vang, om werklik die gewig van hierdie woorde wat Paulus aan Timoteus gee te begryp, is daar net 2 verhale waaraan ek kon dink. En die eerste een is dit, as jy nog nie ons woord vir die week video op YouTube gaan kyk het nie, nooi ek jou uit om asseblief dit te gaan kyk. Is dit hierdie verhaal van John Newton, wat 'n slawe eienaar was, nie 'n slawe eienaar nie, maar wat 'n matroos, 'n slaweskip besit het. Hy was 'n matroos gewees, groot sondige lewe gelei, hy was 'n lasteraar. In 'n sekere sin kan jy ook sê vir die hoeveelheid mense wat op sy skip dood is, kan jy ook sê moordenaar in die slawehandelbedryf. Waarskynlik ook onkundig en so kan ons die lys van sondes noem wat hy gesê het. En eendag kom daar hierdie storm verby, en in hierdie storm, in hierdie onsekerheid, in hierdie oorweldiging, kom hy tot bekering. En aanvaar hy Jesus Christus as sy verlosser en sy saligmaker. En so 'n paar jaar na hierdie gebeurtenis, om amper half 'n belydenis van sy geloof te gee, skryf hy 'n lied. Ons ken dit in Afrikaans as genade onbeskryflik groot. In Engels, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Hierdie moordenaar word in die Britse parlement een van die belangrikste mense om die transatlantiese slawehandelpraktyk tot 'n einde te bring. Ek is oortuig, dit is die Gees van God wat in hom gewerk het. Die tweede verhaal moet ons dan nou eers 'n tree terugneem. Spreuke 28 vers 13 staan daar, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie, wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. En dit is nou nogals iets wat Paulus doen. Paulus in sy lewe, in sy pad met die Here, in al sy sendingsreise, in al die tye wat hy in die tronk was, gaan hy telke male keer terug na die Damaskuspad toe. Gaan hy telke male keer terug na dit wat hy verkeerd gedoen het, na die sondes wat hy in sy lewe gepleeg het. Erken hy dit, bely hy dit elke liewe keer opnuut en ontvang hy weer van vooraf die genade van God. Wie in sy ewige lewe sal dit sê? Weet jy, ek was 'n moordenaar. Weet jy, ek het Christene doodgemaak. Maar weet jy, ek het besef, ek het 'n fout gemaak. Die Here het my gewys, die Here het vir my vergewe, die Here het vir my gesê, sy genade is vir my meer
as genoeg. Dan kyk ons na die kerk. Dan sien ons in die kerk wat veronderstel is om 'n hospitaal te wees vir sondaars, vir mense wat afgebreek en afgetakel is, dat die kerk as te ware op 'n stadium in die geskiedenis van die mensdom hierdie klub geword het, waar net die heiligstes, maar van die heiligstes bymekaar kan kom. Want, het jy gehoor, daai ene het geskei. Het jy gehoor, daai ene was nou weer so dronk soos 'n tor gewees. Daai ene het op sy vrou verneek. Gister by Gold Reef City het die dominee soos 'n matroos gevloek op die rollercoaster. Dit is nie wat hierdie plek moes word nie. Dit is nie die rede hoekom ons Sondag in en Sondag uit by mekaar moes kom nie. Die rede hoekom ons hier sit, die rede hoekom ons God se genade nodig het, is want ons weet, ons het foute gemaak hierdie week. Ons weet, ons het die verkeerde dinge op bepaalde tye gedoen en daarom het ons sy vergifnis nodig. Daarom kan nie een van ons wat hier vanoggend sit sê, maar ek is beter as die persoon wat langs aan my sit nie, want God se genade is vir almal ewe dieselfde, onbeskryflik groot. 'n moordenaar en 'n egbreker is in die oë van die Here presies dieselfde mens. 'n egbreker en iemand wat vloek is in die oë van die Here presies dieselfde mens. Wie is ons om mense te kategoriseer en te sê, maar jou sonde is erger as my sonde, daarom is ek heiliger as jy? En ons ignoreer daai. Ons staan nie hier voor in die kerk elke liewe Sondag en sê, ek het gevloek. Ek het egbreek gepleeg. Ek het iemand vermoor nie. Ons moet ons sondes bely. En ons weet nie wat die persoon langs aan ons mee sukkel nie. Ons weet nie wat se uitdagings hulle elke liewe dag in die gesig staar nie. Die tweede voorbeeld is dan van Bart Miller, as ek nou sy van reg kan onthou. Die hoofsanger, of die hoofsanger in die Christelike rockgroep. Ja, julle dominee luister Christelike rockmusiek. Mercy Me, wat 'n lied geskryf het, waarin hy amper half, ek wil nie sê die hemel beskryf nie, maar hy so iets vir ons verwoord en beskryf. En wat vir my treffend is van hierdie lied wat hy skryf is, soos met die lied Amazing Grace, is daar 'n redelike trefkrag in dit. Daar's 'n storie agter dit. Bart se pa het toe hy klein was, hom en sy ma vreeslik mishandel. Soveel so dat sy ma dit nie meer kon hanteer nie en sy weggehardloop het. En sy het Bart by sy pa gelos. En Bart, wat op sy pad met die Here, toe hy baie klein is, tot bekering gekom het, en die geleentheid toe hy uit die huis uit kon gaan,
gaan hy uit die huis uit. Skryf hy sy pa af en gaan hy aan met sy lewe en probeer hy werklik nou om die Here te bedien met sy ongelooflike sangtalent en talent wat die Here vir hom gegee het met musiek. En hy sukkel en hy sukkel en hy sukkel en hy bereik op 'n stadium sukses saam met sy orkesgroep en op 'n stadium ontvang hy die nuus dat sy pa terminale kanker het. Maar dat toe sy pa hierdie kankerdiagnose ontvang het, dat sy pa deur middel van radio-eredienste tot bekering gekom het. En daar is Bart, die man wat hom sy hele lewe mishandel het, wat hom deur die gesig geslaan het, wat hom geskop het, wat op hom gespoeg het. En so kan ons aangaan. En sy pa vra hom om vergifnis. Hy het op die ouene van die dag, die laaste paar maande, sy pa versorg. En het hy op hierdie vergifnispad gegaan, waarin hy konstant vir die Here gevra het, maar hoe kan ek hierdie man vergewe? Hoe kan ek hom aanvaar na dit wat hy aan my gedoen het? Sy pa is uiteindelik dood. En dan skryf hy hierdie lied. I can only imagine. Waarin lê die trefkrag in hierdie lied? Die trefkrag lê in, hy kan sy pa in die hemel sien. Met sy struikeling, met sy uitdagings, kan hy sy pa vergewe. Kan hy sê, die genade van God is vir die een wat my mishandel het, is die een wat my geskop en geslaan het, genoeg. Soos dit vir my ook is. Hulle het 'n fliek gemaak van hierdie verhaal. Wil ek net, wanneer hy vir 'n oomblik hierdie lied dan nou vir die eerste keer sing in die openbaar, dit vir julle voorhou as ons skuldbelydenis vanoggend. This is for my dad. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine
when all I will do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. Net vir duidelikheid, as jy nog nie die film gesien het nie, dis sy pa. Sy pa wat hy kon vergewe. Paulus praat van homself as 'n vervolger. Paulus praat van homself as 'n moordenaar. En dan maak Paulus hierdie pragtige stelling aan die einde, nadat hy gesê het wie hy is. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos. Van wie ek, is Paulus wat aan die woord is, die grootste is. Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy geduld kon betoon, as voorbeeld vir hulle wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike enigste God kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Onbeskryflike genade.
is nie net vir jou bedoel nie, maar is vir die persoon wat langs jou sit ook bedoel. Dis vir almal wat Jesus Christus se naam aanroep. Amen. Jou uitnooi om saam met my op te staan en jou geloof te bely, wanneer ons saam sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Staan saam met my en bely jou geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ek gee geleentheid om vir 'n oomblik na te dink oor dit wat ons nou net gehoor het, en dan nou vir die diakens om die offergawe op te neem. Kan nooit onthou of ek die ding op mute gesit het en of ek hom ge-unmute het nie. Wil jou uitnooi, ek weet dit was nou baie swaar en emosioneel gewees, maar dan nou om in hierdie oorwinning van 1 Timoteus 17 te bly staan en te sê, maar weet jy, ten spyte van my tekortkominge, ten spyte van my foute, ten spyte van my sondes, sal ek saam met Paulus uitskree aan die koning van die eeue, die onsterflike, die onsienlikste,
onsienlike, enigste God kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Ons gaan dit doen aan die hand van lied 421 waarin ons dit sing. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar. Staan saam met my en sing hierdie lied saam. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy het naar ons weggebaan. Die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar. Hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin. Die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal. Hy laat ons dan aansit by sy Messias maal. Laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besing, en saam met als wat lewe, aan hom ons hulde bring. Ekskuus. Dit was nou die rollercoasters se skuld. Staan so en ontvang die seën van die Here. Mag ons in die week wat voorlê, eerstens besef, ons is sondaars. Maar tweedens besef, dat die Here se genade onbegryplik is. Dat die Here se genade meer as genoeg is vir ons. In die naam van ons ewige God en Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, wat ons lei en leer. Amen.